met trots geborg deur Lots of Pots. As jy lief is vir tuinmaak, dan is jy bekend met die vreugde wat 'n kleurvolle skoenlapper meebring. Ek is Cornelia Hietge vir Marula Media en ek kuier vandag saam met Karen Viljoen, 'n landskapsargitek by Lots of Pots in Lynnwood in Pretoria, om meer uit te vind oor plante wat skoenlappers lok. Karen, watter soort plante lok skoenlappers? Hoe kan ek hulle in my tuin kry? So skoenlappers lewe van nektar en daarom het hulle blomme nodig. En ook hulle gaan op sig na hulle kos toe. So, Hulle moet 'n blommetjie kan sien. Hulle moet 'n blommetjie kan sien. So daar is spesifieke blomme wat nou maar meer blom, wat hulle meer gaan lok. Byvoorbeeld lavender, want lavender kry mos 'n verskriklike lekker groot vet blommetjie. En hulle blomme groot uit van die jaar, doen Ja, nie. en hulle kan lekker hier sit en op die blommetjies eet. Nektar drink en madeliefies. Mens kry ook verskillende kleure. Salies. Salies mooi. maak ook baie lok ook baie skoenlappertjies en dan kry 'n mens die skoenlapperbos wat vernoem is omdat sy blommetjies mos so lyk soos 'n skoenlappertjie. So jy kry wites en jy kry donker pinkes en dan kry jy nog ligte pinkes ook. Nou vertel my van hierdie een. As ek reg is dit 'n heuningblommetjie. Ja, jy is reg. As hy nou vol in blom is hy oortrek van so 'n tapuit van wit blommetjies. Al hierdie blommetjies word so heeltemal mooi en dan kan die skoenlappers hou daarvan. En jy kry ook pers een en dan die wit een en ook so 'n lig pink kleur. Maar hy het 'n baie lekker, hy ruik regtig soos heuning. Ek kan hom van hier af ruik, maar jy het nou gesê skoenlappers gee nie regtig om vir reuk nie. Hulle wil die blommetjie kan sien en dit is wat hulle gaan lok. Ja, dit is so. Okay, dit is vir my baie interessant. Ja. Ook wat mens kan nog doen in jou tuin om hulle te lok as jy nou nie wil plante plant nie, is jy moet altyd sorg dat daar 'n bietjie water is. En dan kan jy vars vrugte uitsit, want hulle sal ook dan daai soetsappies van die vrugte opsuig. Dan lokkie voels ook, nee. Ja, sodra jy twee skoenlappers van lok, een. dan ongelukkig gaan die voëls nou jou mooi skoenlappers kom vang. So wat mense baie keer vergeet as 'n skoenlapper se lewensiklus sluit 'n wurm in. En baie mense hou nie van wurms in hulle tuine nie. Maar hulle sal nie jou hele tuin opeet nie en probeer maar om nie gif te gebruik nie. Okay, so ek moenie die wurmpie vernietig nie, want as ek die wurmpie vernietig, dan gaan ek nie 'n skoenlapper sien nie. Ja. Okay. Daai is baie waardevol inligting, dink ek. En die voëls eet ook wurms, so hulle het hulle natuurlike vyande. Ja, dit is so. Nou, ek sien hier so 'n boom. So ek neem aan as jy nie lus is om klomp klein plantjies te plant nie, of jy wil nie klomp, jy weet 'n tapuit van blomme in jou tuin hê nie, jy wil net so 'n paar groot bome hê, dan staan bome wat jy kan plant wat ook skoenlappers gaan lok. Ja, hierdie is 'n hibiscus. Ek dink meeste mense sal hom ken. Hulle kom ook in verskillende kleure, baie mooi helder kleure en omdat sy styfmeeldraadjies en sy nektar hier naby sit op die oppervlak, kan die skoenlappers lekker daar kom sit en hulle nektar drink. En dan nog iets wat mens kry, hier is nogal 'n inheemse vals olyf, 'n buddleia. Hy blom nou nie. Maar as hy blom, maak hy ook sulke trosse blomme wat verskriklik skoenlappers lok. En mens moet ook onthou, probeer as jy nou plante kies sodat daar verskillende tye van die jaarplante is wat blom. So gaan jy verseker dat daar heeltyd skoenlappers in jou tuin is. Natuurlik, ons het daaroor gepraat in die saailing episode ook. As jy blomme heel jaar wil hê, dan moet jy weet wat blom wat, sodat jy die hele jaar blomme het. So. Skakel volgende week weer in wanneer Karen ons gaan leer watter rankplante jy in jou tuin moet kry. Karen Viljoen is 'n landskapsargitek en tuinkenner wat haar kennis hier by Lots of Pots in Lynnwood met ons deel.